Lukas 9 vers 1 tot 62. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor die duiwels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siektes gesond te maak. En vir hulle gesê, neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geen een van julle moet 2 kledingstukke hê nie. En in watter huis julle ook mag ingaan, bly daar en gaan daarvandaan verder. En almal wat julle nie ontvang nie, as julle van daardie stad weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, tot 'n getuienis teen hulle. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siektes gesond gemaak. Herodes, die vuurvors, hoor toe van al die dinge wat deur hom gedoen is, en hy was met die saak verleë, omdat deur sommige gesê is, Johannes is uit die dode opgewek, en deur ander, Elia het verskyn, en deur ander, een van die ou profete het opgestaan. En Herodes het gesê, Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het probeer om hom te sien. En toe die apostels terugkom en hom alles vertel wat hulle gedoen het hy hulle saamgeneem en in die eensaamheid gegaan na 'n verlate plek van 'n stad met die naam van Betsaida. Maar die skare het dit te wete gekom en hom gevolg, en hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak. Toe die dag begin daal, kom die 12 na hom en sê vir hom, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan, en herberg en voedsel kry. Want ons is hier in die verlate plek, maar hy sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Maar hulle antwoord, ons het nie meer as 5 brode en 2 visse nie, tensy ons voedsel gaan koop vir al hierdie mense. Want daar was omtrent 5000 manne, maar hy sê vir sy disippels, laat hulle in groepe van 50 sit. En hulle het dit gedoen en almal laat sit. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, en nadat hy opgekyk het na die hemel, seën hy dit en breek dit en gee dit aan die disippels om dit aan die skare voor te sit. En hulle het geëet en is almal versadig. En van wat vir hulle van die brokstokke oorgebly het, is daar 12 mandjies vol opgetel. En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom. En hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die doper, en ander Elia, en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en op die 3de dag opstaan. En hy het vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, een vir u,
en vir Moses een, en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen, en hulle het geswyg, en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie. En op die volgende dag, toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare hom tegemoet. En daar roep 'n man uit die skare en sê, Meester, ek bid u, kyk tog na my seun, want hy is my enigste. En kyk, 'n gees gryp hom, en met een skree hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry, met skuim in die mond, en gaan amper nie van hom weg, en verniel hom. En ek het u disippels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie. Toe antwoord Jesus en sê, o, ongelowiges en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. En toe hy nog aankom, skree die duiwel hom en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees en hom aan sy Vader teruggegee. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels, bewaar hierdie woorde in julle ore, want die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense, maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie. En hulle was bang om hom iets te vra oor hierdie woord. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle dan tog die grootste was. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem hy 'n kindjie en laat die by hom staan. En sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees. En Johannes het geantwoord en gesê, Meester, ons het iemand gesien wat in u naam die duiwels uitdryf, en ons het hom belet, omdat hy u nie saam met ons volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. En toe die dag van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek, en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. En toe sy disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir hom, Here, ek sal u volg, waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hul eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Lukas 9